Goeiemôre vriende, ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van Jesus Christus op hierdie pragtige Sondagmôre. En mag sy liefde en sy ontferming jou en my omhels en in ons midde kom wees, waar ook al dit is, waar ons onsself in die lewenswedloop bevind. Nou vriende, dit is vir my 'n diepe begeerte en is die gebed van my hart dat die Here sal meer word in ons lewens en dat ons sal minder word en dat ons hom die geleentheid sal bied om tot ieder en elkeen van ons te kom spreek vanmôre. Ek wil jou uitnooi uit die staanspoor uit om hom toe te laat, om jou hart oop en ontvanklik te maak, sodat jy kan verseker dat jy hom geensins vanoggend mis nie. Dan ook 'n spesiale woord van welkom aan al die mammas vanmôre. Dit is vandag 'n hele spesiale dag en van almal van ons af gelukkige Moedersdag. Ons salueer julle al die moeders. Ons wil uit ons harte uit dankie sê vir alles wat julle vir ons doen. Die wêreld sal nie kan funksioneer soos wat hy funksioneer sonder mammas nie. En ons dank die Here vir die uiters belangrike rol wat julle almal in ons lewens speel. En as jou ma vanoggend soos myne alreeds by die Here is, dan wil ek jou uitnooi om saam met my terug te gaan, soos in Engels sê, in memory lane. En daar die goeie Moedersdae en verjaarsdae en al die dae wat ons saam gehad het, net weer terug aan dit te dink en hulle ook in so 'n manier hulde te bring en die Here te dank vir hulle. Nou vriende, ons lewe in uitdagende tye en die feit dat ons vanoggend hierso saam is, sê vir my dat die Here is nog nie klaar met ons nie. En dit is so belangrik dat ons sal tyd maak vir hom, dat ons sal tyd maak om onsself te bearbei vir die dinge van die koninkryk. En ons sal agterkom wat dit is wat hy van ons verwag, wat dit is wat hy van ons verlang en wat presies dit is wat hy wil hê ons vir hom moet doen. Baie van ons het reeds daardie bevestiging en baie van ons vra nog die vraag: waar, waarom, hoekom en wanneer? So ek wil julle baie vriendelik vanoggend aanmoedig, ek wil julle bemoedig, spandeer tyd in die woord. Kom deur die woord, bepeins dit soveel jy kan dag en nag en moet glad nie van die woord se bevele enigstens afwyk nie. Want vriende, wie saam met die Here is, het 'n voordeel. Nou hoe dit ook al sy, mag die Here homself vanoggend aan my en jou openbaar en mag hy kom opdaag in die situasie waar ons is. Ons weet nie waar mekaar is nie, maar hy weet waar ieder en elkeen van ons onsself vanmôre bevind. As dit net so, dan open ek vir ons. Here, so dankie vir hierdie lieflike Sondagoggend wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons aan U kan hulde bring en vir U die eer kan gee vir so baie in ons lewens. Baie dinge aanvaar ons baie keer as vanselfsprekend en ons dink dit moet so wees. En ons vergeet dat dit U genade is wat dit vir ons moontlik maak. Ek bid dat U vanoggend hierso tasbaar teenwoordig sal wees. Gee dat ons 'n ervaring met U sal hê, gee dat ons opnuut 'n ontmoeting met U sal hê en gaan by geen een van ons verby vanmôre nie. Here, ons wil vir U dankie sê dat U, die woord sê, U slymer nie, U slaap nie. Ons is verby 2 maande met baie lang naweke en U vat nie een keer af nie. U waak oor ons en daarom kan ons veilig voel. Ons sê vir U dankie, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, julle is tans besig met 'n reeks getiteld Waar was God toe dit seer gemaak het? En ons bevind onsself vandag in die 3de boodskap van hierdie uiters belangrike reeks. Oom Jackie het reeds die eerste 2 boodskappe van die reeks bedien en voor ons enigstens verder gaan,
Kom ons gaan kyk gou na wat alreeds behandel is in week 1 en week 2. Nou in die eerste week het Jackie die vraag gevra, want ook die titel van die reeks is, en hy het gesê, waar was God toe dit seer gemaak het? Daar was gekyk na 2 prominente teksgedeeltes, en ek noem hulle kortliks vir julle. Die eerste een was Johannes hoofstuk 5, wat gehandel het oor die siek man in Bethesda, as ook Hebreërs hoofstuk 4, wat almal van ons uitnooi om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan. Toe het Jackie die praktiese illustrasie gebruik van 'n troudag en die opgewondenheid wat daarmee gepaard gaan en die beloftes wat ons aan mekaar maak op so 'n dag, net om baie keer oor 'n jaar of 5 of 10 of hoe dit ook al sy voor die skeihof op te moet eindig. En die pyn wat byvoorbeeld saam met so 'n gebeurtenis gepaard gaan, strek verder as net die 2 eggenote. Kinders word veral baie diep geraak. Families word geraak, nabye vriende word geraak, en dit is 'n pyn wat baie wyer strek as net die 2 eggenote. En die vraag wat ons gevra het is, waar was God toe dit gebeur het? Daar is ook gekyk na wonde, waarmee ons baie keer mee rondloop, van klein tyd af. Emosionele wonde, wonde van hartseer. En dit laat mens weer eens met die vraag, waar was God tydens my krisis? Ons het ook gesien dat wanneer dit met ons goed gaan, is dit maklik om die Here te prys, maar wanneer dit moeilik gaan, word die waaroms en die hoekoms 'n diepe werklikheid van ons harte. Ons het ook gesien dat wanneer die Here ons vertrou met 'n probleem en ons hom vertrou met 'n probleem, is daar geen kitsoplossings nie. En wanneer ons rondom ons kyk in skole, werksplekke, sosiale kringe en selfs kerke, sal ons vind dat in die een of ander area van ons lewens ons almal tot 'n mindere of 'n meerdere mate maar eintlik net gebrokenheid ervaar. Alhoewel ons beste probeer om 'n beeld na buite te straal wat vir die wêreld wys en vir ons medegelowiges wys en vir ons kollegas wys en vir ons vriende wys dat ons okay is dit nie altyd die geval wat hier binne aangaan nie. Ook het ons gesien dat die bron van genesing vind ons in Christus Jesus alleen, as hy ons uitnooi na hom toe in Matteus 11 hoofstuk 28 tot 30. God verstaan ons net soos wat ons is. En vriende, ons moet op die Bybel staat maak. Nou, dit was week 1 gewees. Week 2 het ons gekyk, dit was nou verlede week se aflewering. Toe Jackie die tema behandel van die gate in ons siel. Daar is gekyk na die gelykenis van die verlore seun, en ons vind dit in Lukas hoofstuk 15. Ons het ook gesien dat bitter min mense dadelik iets doen aan die wonde wat in hulle lewe veroorsaak word. Ons krop dit op, ons stoor dit hier binne, en as gevolg daarvan beperk dit ons geestelike groei, as ook die vrug wat ons behoort te dra. Daar is ook gekyk na die belangrikheid van ware gebed, en dat ware gebed mens uitbring op 'n plek waar God met ons kan praat oor die wonde en die seer en die pyn in ons lewens. As julle sal onthou, ons het na die praktiese 3 sirkels gekyk, wat die gees, siel en liggaam simboliseer, en hoe die gate in ons siele oorspoel na die ander 2 dimensies ook. Ons het gesien hoe Jackie die praktiese uitbeelding gebruik het van 'n blik vol gate, wat mens dood eenvoudig nie vol water gegooi gaan word nie. En ons simboliseer dit met wanneer daar gate in ons siel is, wat deur 'n klomp wonde geoorsaak word. Ons gaan nie gevul, die Here gaan ons nie kan vul met dit waarmee hy ons wil vul nie, en dit is die vrug van die Gees.
Ook het ons gesien dat God se genesing 'n proses is en dat sy genesing permanent is. Nou ons het gesien dat genesing deur verskillende aspekte kan kom, verskillende tipe aspekte. Ek noem vir julle die 4 wat genoem is. Dis lering van die woord, dis skriflesing, dis prediking, as ook boeke en dan 'n baie belangrike een, gebed, mits ons oop is daarvoor. Ook het ons gesien dat wanneer ons gekritiseer word, word ons gekwes. Veral wanneer die proses homself herhaal. Veral wanneer verskillende mense jou begin kritiseer oor dieselfde ding, dan laat dit ons kwesbaar. En as veral is dit van meer as een persoon ook kom, soos net genoem het. En dit dra alles by na die gate wat in ons siele vorm. En dan die baie belangrike teksgedeelte in Jesaja 53 vers 4 tot 6 wat vir ons wys dat deur die Here se wonde daar vir ieder en elkeen van ons genesing gekom het. Ons het ook gesien dat daar 4 uiters belangrike dinge waar ons moet aandag gee wanneer ons genesing wil kry. 4 belangrike dinge, ek noem hulle vir julle. En dit was: identifiseer jou krisis, pyn of probleem. Erken jou krisis, jou pyn of jou probleem. Treur oor jou krisis, pyn of probleem en gaan oor tot aksie. Praat met iemand rakende jou pyn. Laastens het ons gesien dat ons na God toe moet gaan om te vra vir herstel as ook genesing. Want die genesing wat hy gee, bring vir ons bevryding en verlos ons van al die skuldgevoelens wat ons so swaar soms aandra. Sy genesing maak die gate in ons siele permanent toe. Hy wil ons genees. Nou vriende, dit bring my na vandag se tema toe, na week 3, en die tema waarna ons vandag gaan kyk is die stilte van emosionele pyn. Nou vriende, ek is seker as ek vanoggend die vraag moes vra, wie van ons is al iewers in ons lewens misbruik, dan gaan die meeste, indien nie almal, hulle hande opsteek. Ek noem gou so kortliks vinnig, jy dalk 'n bakkie en elke tweede of derde persoon wat trek, bel jou om te vra, hoorie, kan jy ons nie kom help met jou bakkie nie? Jy dalk 'n lekker stewige, hoë kwaliteit Jador toolbox en al jou vriende en neefies kom leen jou toolbox by jou wanneer daar gewerk word by die huis. Jy's dalk goed om naels te doen en elke tweede of derde vriendin voor hulle uitgaan kom vra vir jou, wil jy nie hulle naels doen nie? Of jy's dalk goed daarmee om te bak en wanneer daar dinge gebeur, dan is jy die een op wie se knoppie hulle druk elke keer as daar gebak moet word. En baie keer gaan dit dieper as net dit. Dit gebeur dat mense mekaar fisies misbruik en dit lei tot 'n diepe emosionele pyn. Nou as ek vir 'n oomblik vanoggend kan stil staan by die woordjie misbruik, dan sien ons die Woordeboek definieer daardie woordjie as volg: 'n bedrieglike daad, misleiding, 'n wanpraktyk of norm, onbehoorlike gebruik of behandeling, fisiese misbruik. Met ander woorde, enige situasie waar daar vir jou gelieg is, jy dalk mishandel is, jy as vanselfsprekend aanvaar is, of selfs geïgnoreer is 'n vorm van misbruik. Hoor hoe stel Dawid dit in Psalm 55 vers 13 tot 14. Ek lees hom vir ons. Maar dit is nie my vyande wat my vals beskuldig nie. As dit my vyande was, dan sou ek dit verstaan het. Dit is nie die mense wat my altyd gehaat het en wat nou dink hulle is belangriker as ek nie.
As dit hulle was, dan sou ek vir hulle weggekruip het. Maar dit is jy, 'n man soos ek, jy wat altyd my vriend en my maat was. Dan luister ons na die woorde van die bekende groep Klopjag se liedjie Skree, was die titel, en ons hoor hoe hulle sing, maar wie jou die liefste het, maak jou die seerste. Dis ook 'n alombekende Afrikaanse gesegde, wat baie van ons, of die meeste van ons, mee groot geword het, net om te bevind, dat daar steek tog waarheid in. En kan ons oop en eerlik vir mekaar vandag sê, dat dit is dies wat die naaste aan ons is, wie ons al die seerste in die lewe gemaak het. Die seer wat 'n eggenoot, 'n vriend, 'n vriendin, of 'n familielid, of selfs enige ander belangrike persoon in ons lewe veroorsaak 'n diepe graad van emosionele trauma hier in ons binnekant. 'n Wit lintjie word 'n lewe van leuns. Een keer se geslaane vrou word 'n gereelde ding. En wat maak so seer? Soos wanneer daardie een iemand, wie 'n spesiale plek in jou hart het, jou ignoreer na 'n rusie, of na 'n uitval, of na julle stry gekry het. Ons is baie keer so geneig om 'n kokon rondom ons te spin, almal te wil uitsluit, mense te ignoreer, en dan dit veroorsaak dat ons in 'n toestand van selfbejammering ingaan. En dit is wanneer ons op daardie punt kom, wanneer ons emosionele pyn ervaar. Ons bly choepstil daaroor, en dan ontdek ons die stilte van emosionele pyn. Nou as jy voortdurend blootgestel word aan emosionele pyn, vriende, en voortdurend vasklou daar, is daar veranderinge wat in die brein plaasvind, wat ongelukkig 'n afhanklikheid van daardie gevoelens kan veroorsaak. Hulle gebruik die voorbeeld van die goedvoel hormoon, wat hulle ook noem 'n dopamien, wat hulle ook baie keer vind wanneer mense besig is met iets soos sosiale media. Daai antisipasie en daai opgewondenheid en daai blydskap wanneer jy iemand jou post like, of wanneer iemand jou post share, of wanneer iemand vir jou iets aanstuur. Dieselfde gebeur wanneer jy dit 'n gereelde ding maak om vas te klou en om te gaan parkeer by iets wat emosioneel seermaak. Naderhand soek jy vir dit, want ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Dit is amper soos 'n verslawing, en terwyl hierdie emosionele pyn betekenisvol en afwykend kan wees, as dit vir 'n lang tydperk aanhou, kan dit ook ons fisiese gesondheid beïnvloed. In sommige gevalle kan emosionele pyn fisiese pyn veroorsaak en het baie nadele tot gevolg en kan selfs lei na ernstige toestande, soos byvoorbeeld depressie, angs en 'n skuldgevoel wat net nie wil weggaan nie. Nou vriende, daar is 'n direkte lyn wat ons kan trek tussen stilte en emosionele pyn. En onder andere is dit as gevolg van die mense onvermoë om hul gevoelens te uiter, te ontrafel en te ontleed, wat so iets tot gevolg bring. Nou wil ek 'n vraag stel vanoggend, en dit is, hoe is dit dat stilte so 'n groot rol tydens ons emosionele pyn speel? En die antwoord is doeteenvoudig, omdat dit seer maak. Hoe seerder dit maak, hoe stiller is ek geneig om daaroor te wees. Kom ek neem 'n voorbeeld. Daar's 'n baie spesifieke stilte wat gepaard gaan met iets ernstigs, soos byvoorbeeld seksuele misbruik. En dit kan as gevolg van enige van die volgende 5 redes wees. Mens dink dalk, ek het so lank stil gebly, omdat ek nie geweet het waar om te begin
of wie ek met hierdie gebeurtenis kan vertrou nie. Dalk gaan ek te veel mense seermaak as ek daar praat. Dalk gaan niemand my glo nie. Dis daai ding van my woord teen syne of my woord teen nare. Sy is dan so 'n prominente figuur in die gemeenskap. Wie gaan my glo wanneer dit by so 'n persoon kom? Dalk is ek bang oor die feit dat dit verhoudings kan beïnvloed. Myne en ook die ander persoon se wie geaffekteer is. Jy is geneig om jouself altyd tweede of laaste te plaas veral wanneer jy die slagoffer is. Veral wanneer dit gebeur dat dit 'n naby familielid of goeie vriend is wat jou misbruik het, is die genoemde gevoelens of gedagtes baie algemeen om voor te kom en dit dra grootliks by tot die stilte van emosionele pyn. Nou vriende, dit is baie belangrik vanoggend om te besef dat daar 'n geestelike riem is. En dit kan wees dat mense ons dreig deur te sê dat iets vreesliks met jou familie gaan gebeur wanneer jy enigstens daaroor praat. Jy word dalk selfs oortuig dat dit nooit plaasgevind het nie. Of dat jy selfs iets gedoen het om dit te verdien. Die gevolg is dat jou denke deur jou oortreder probeer beheer word en dit alles dra by tot die stilte van 'n ou se emosionele pyn. Wanneer een persoon 'n ander misbruik of te nakom, het daardie persoon wie dit doen gewoonlik die sterker persoonlikheid en hy gebruik dit tot sy of haar voordeel om hul slagoffers te ondermyn. In baie gevalle soveel so dat die persoon 'n tipe vra en begin twyfel of hy nie dalk een is wat iets verkeerd gedoen het, alhoewel hy die hele tyd die slagoffer was nie. Tydens ons emosionele pyn kan dit baie keer vir ons voel asof niemand omgee nie. Julle sal weet waarvan ek praat. Ons ervaar selfs 'n groter pyn wanneer ons emosionele seer met iemand deel, maar hulle weier om ons te glo. Wanneer ons uitroep na die Here, soos Dawid gedoen het in Psalm 142 vers 2, dan voel dit of my hulpgeroep die plafon bereik. En dit voel nie eers of God vir my omgee nie. Dan neem ons hom kwaadlik en ons vra, hoe kon hy toelaat dat dit met my of met jou gebeur, of met ook al wie dit gebeur het, as ook 'n eensaamheid daal op ons neer. En dit voel asof letterlik niemand omgee. Op daai stadium voel dit vir jou of nie eers God omgee nie. Vriende, lees saam met my vanuit Markus hoofstuk 1 vers 40 tot 41. Ek lees hom vir ons. En daar kom 'n melaatse man na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knie val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. Vers 41. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil, word gereinig. Nou vriende, dit is baie belangrik om te verstaan vanoggend, dat in die Bybelse tyd was dit om melaatsheid op te doen, een van die grootste rampe wat jou as 'n individu kon tref. Dit het onder andere beteken dat jy nie jou normale plek in die samelewing kon inneem nie. Jy kon nie inkopies doen waar almal dit doen nie. Jy kon nie sosiaal verkeer waar almal sosiaal verkeer het nie. En jy kon selfs nie eers in dieselfde buurt gewoon het waar almal gewoon het nie. As melaatse moes jy een kant amper daar ver deur, aan die ander kant afgesonderd leef. En mag jy onder geen omstandighede naby mense gekom het wie gesond was of nie melaats gehad het nie. Dit was so erg dat wanneer 'n gesonde persoon 'n melaatse langs die pad sien loop of hom iewers teekom, moes hy met 'n harde waarskuwing uitroep, onrein, onrein, om die mense daar naby te waarsku dat hier
'n melaatse in hul midde is. Hulle selfs met klippe gegooi as hulle net daaraan gedink het om nader te kom aan dies wie gesond was. Die mense wat Jesus gedoen het, gaan teen al die algemene bepalinge van daardie tyd. En dit is gesien as onorthodox in die heel hoogste graad. Hy vat aan die man, in plaas daarvan om hom te vermy. Vriende, Jesus gee intens om vir ons. Ons pyn, ons seer, ons gebrekenheid, het van die heel begin af God se hart laat beweeg. Soveel so, dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. As ons na die gedeelte kyk, sien ons dat Markus beskryf Jesus se reaksie met die treffende woorde in vers 41, en Jesus het vir hom innig jammer gevoel. Hierin sien ons Jesus se hart vir ons krankhede, ons gebrokenheid, as ook ons pyn. En ons sien hier dat Jesus alle denkbare gedagtes oorskry, deur oor te gaan tot aksie en die man te genees. Hoekom? Omdat ek en jy vir Jesus saak maak. Een kan verstoot op sy eis, glo die melaatse man een ding van Jesus. As u wil, kan u my reinig. Baie geloof gaan daarmee gepaard, vriende. En nou die vraag wat ek jou vanoggend vra, glo jy vanoggend dat die Here jou wil help? Ons moet ook so glo, soos wat die melaatse man geglo het. Glo dat Jesus omgee, glo dat Jesus kan, en glo dat Jesus wil. Nou vriende, die verhaal in Markus 1 gaan nou wel oor 'n persoon met fisiese pyn. Maar ons moet weet dat Jesus soveel so vir ons omgee, om ook sy hand van genesing in ons situasie van emosionele pyn na ons toe uit te strek. Maar dan moet ons geloof reg wees. Anders kan ons sy genesing misloop. Al voel dit asof niemand omgee nie, wil ek jou vanoggend vanuit die woord van God verseker dat hy omgee en dat hy alles sal doen om dit aan ons te bewys en ons te help. En om dit te ervaar, moet ons dood eenvoudig net glo dat hy dit kan doen en dat hy is wie hy sê hy is. Nou vriende, julle sal saam met my stem as ek vir julle sê dat daar is 'n tipe vertroosting in die wete dat iemand omgee. Die feit dat jy weet iemand gee dalk vir jou om, dit laat jou klaar 'n bietjie beter voel oor jouself, as ook oor die situasie waarin jy jouself bevind. Nou, interessante feit, het jy geweet dat die persoon met wie jy die meeste gesels of kommunikeer op 'n daaglikse basis jouself is? Daarom is dit belangrik dat ons sal dink wat ons dink, dat ons sal kyk hoe ons met onsself praat en dat ons daarop sal let. 'n Slim wetsgeleerde man kom na Jesus toe in Matteus 22 vers 36 met die vraag: Meester, wat is die groot gebod in die wet? Vers 37 sien ons daar dat Jesus hom antwoord: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wanneer ons vasgevang is in die stilte van ons emosionele pyn, vriende, is dit bitter moeilik om te probeer om lief te wees vir onsself. Want het voel al klaar oor die algemeen 'n bietjie selfsugtig as ons vir onsself omgee, as ons vir onsself lief is. Dit voel net so verkeerd. Maar dit is hoe die Here dit bepaal het, dat ons lief behoort te wees vir onsself ook. Nie te veel nie, maar net genoeg. Die woord sê ook vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 12, dat daarom wie meen hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.
En hieruit sien ons 'n paar dinge, maar die een wat ek uitlig, is dat dit nie goed is as ons te veel van onsself dink nie, of te lief vir onsself sal wees nie. God ken ons emosionele pyn. Soveel so dat hy in Lukas 12 vers 7 sê, dat maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Nou vriende, as hy omgee hoeveel hare op my en jou se hoof is vanoggend, kan ek jou amper verseker dat hy omgee oor die emosionele pyn en dat hy sy hand na my en jou toe wil uitstrek as 'n teken om ons te help. Vriende, ek maak klaar en ek sluit af met 'n gedeelte wat Dawid geskryf het in Psalm 22 vers 25 en daar staan geskrywe dat die nood van die hulpelose het hy nie verontagsaam en gering geskat nie. Hom nie daarvan teruggetrek nie, maar die hulp geroep, na hom het hy gehoor. Hy help dies wat na hom roep, vriende. Sy genade is groot, sy genade is genoeg. Ons sien dat God besorg is oor ons en ons lyding wil bied. Al antwoord hy nie dadelik nie, ken hy ons smarte en hy is ten volle bewus van al ons emosionele pyn. En dit is nie nodig dat ons dit vir hom sal verberg of enigsins daaroor met hom sal stil wees nie. Dis glad nie nodig nie, vriende. Wanneer jy jouself vandag in 'n situasie van emosionele pyn bevind, weet dat jy nie alleen is nie. Die Here sien, die Here verstaan. En weet ook dat jy nie die enigste een is wat so 'n tipe pyn ervaar of beleef nie. Baie mense rondom jou, dalk nie in jou direkte kringe nie, maar baie mense gaan deur dieselfde as jy. Jesaja 58 vers 9 sê vir ons, dat dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. Nou vriende, as ek die woord sal raak lees, dan impliseer dit vir my 'n belofte woord. En God is nie 'n God dat hy sou lieg nie. As hy sê sal, dan sal hy. Roep na hom, verbreek die stilte van jou emosionele pyn en neem die eerste tree deur God te vertrou. Sit net so, dan bid ek saam. Here, so dankie dat ons weet dat U 'n begeerte het om ons te help vir oggend, Here, maar ons is baie keer skuldig daaraan. Ons maak onsself skuldig aan die feit dat ons U nie genoegsaam vertrou nie. Ons is ongeduldig en wanneer ons uitroep, verwag ons 'n kitsoplossing, 'n kitsantwoord onmiddellik en nou. Alhoewel ons weet dat U tyd is dit nie ons tyd nie, wil ons vra, Here, dat U ons sal help, dat U ons sal kom ontmoet, dat U ons sal lei en dat U ons sal kom wys hoe U wil hê ons hierdie pyn moet hanteer. Dit het die geneigtheid om baie van ons op te vreet, baie van ons is dalk skaam oor wat gebeur het, baie van ons wonder, waartoe moet ek gaan met hierdie inligting? Wys U vir ons en wees U vir ons die leidsman met die hoofletter L. Ons vertrou op U, Vader, en ons sê vir U so dankie dat U vir ons 'n tweede en 'n derde kans gee. Ons sê vir U so dankie dat U die seer kan kom wegwas uit ons binneste uit, dat U ons binneste wees sal kan skoonmaak, sodat ons die Johannes 10 vers 10 lewe sal kan ervaar en geniet. Ons sê vir U dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen.